In Lukas 24 vers 47 het die Here Jesus sy disippels die opdrag gegee om die boodskap van bekering oor vergifnis van sondes in sy naam aan al die nasies te verkondig. Hulle moes in Jerusalem begin. Hy het gesê, julle is getuies van hierdie dinge. Ek sal vir julle die belofte van my Vader gee, maar bly in die stad tot julle met krag beklee is. Om hierdie krag by die Here te ontvang, om op die Heilige Gees te vertrou, eerder as op jou eie vermoë en welsprekendheid, is deurslaggewend as jy 'n getuie wil wees. En hier is 3 maniere hoe jy daardie verskuiwing in jou daaglikse omgang met mense kan maak. Die eerste is, prioritiseer om eerder te luister as om te praat. Ons is dikwels bekommerd om die regte woorde te gebruik, of om die regte antwoorde op moeilike vrae te kan gee. Maar om op die Heilige Gees te vertrou beteken om meer aandag te gee aan wat hy gaan doen as op jou eie insigte. Vra vir hom in gebed, Here, is daar iemand met wie u vandag wil werk? En wees dan sensitief vir 'n situasie, 'n naam of 'n gesig. Wanneer jy met hulle praat, luister eerder na hulle hart voordat jy dadelik wil oorspring na die antwoorde. Die tweede belangrike saak oor jou getuienis is, ruil jou vertroue in vir vertroue in jou boodskap. Die vertroue in jouself, ruil dit in vir vertroue op sy boodskap. Menslike pogings maak staat op persoonlikheid en intelligensie of 'n mooi lewe om 'n getuie te wees. Geestelike krag kom van die gesag van die woord in die naam van die Here Jesus. Onthou, dit is die Heilige Gees se werk om ander te oortuig. Dis die Vader se werk om mense te trek. Jou werk is net om Jesus te deel. Dit maak jou los van die spanning dat iets van jou afhang. Wanneer jy voel dat jy dit nie kan doen nie, herinner jouself aan daardie besonderse woorde in 1 Korintiërs 2 vers 4 en 5. My boodskap en my prediking het nie gekom met wyse en oorredende woorde nie, maar in 'n demonstrasie van die krag van die Heilige Gees. Die derde belangrike saak wat ek vir jou wil gee is, oefen om in afhanklikheid te leef. Jesus het vir die disippels gesê, hulle moes in Jerusalem wag, want wat hulle wou gaan doen is onmoontlik sonder die werk van die Heilige Gees. Nou het die Heilige Gees op Pinksterdag gekom. Ons moet op hom vertrou, op hom staat maak. Gee pad van daardie gedagte, dat gesprekke en omgang met mense maar net normale situasies is. Vertrou vir die Here. Maak staat op sy wysheid, want hy kan meer gee as wat jy na die tafel kan bring. Doen dit binnend. Voor jy in 'n vergadering, 'n kruidenierswinkel of moeilike gesprek ingaan, vertrou die Heilige Gees dat hy die gesprek sal oorneem. Kort na sy bekering het die bekende Amerikaanse evangelis D.L. Moody beloof om nooit 'n dag verby te laat gaan, sonder om met iemand oor hulle verhouding met die Here te praat nie. Eenaand ongeveer 10 uur het hy besef, hy het vandag nog met niemand gepraat nie. Hy het dadelik uitgegaan op die straat, hy het 'n man gekry wat teen 'n lamppaal gestaan het. Toe hy met hierdie man praat, het hy ontvanklik in woede gereageer. Hy het gesê, hy gaan jou aankla by jou gemeente, hy het by 'n ouderling gaan kla oor die skade wat Moody veroorsaak. Maar 3 maande later het daardie selfde man vir Moody kom wakker klop. Hy het vir hom gesê, sy verhouding met die Here is nie reg nie, en sedert daardie nag het hy nog geen vrede gehad nie. Ek wonder wanneer laas het jy met iemand oor sy verhouding met die Here gepraat. Mag die Here jou herinner vandag aan ons verantwoordelikheid. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg dat die Heilige Gees in ons u getuies wil wees. Amen.